Koffie in die koppie, contracten op die tafel. Hier wordt eigendom eenvoudig gezeld. Koffie en contracten met Pieter en Skalk. Kom zit biekie en trek die koffie nader. Koffie en contracten. Welkom terug hier by Koffie en Kontrakte. Vandag vat ons jou stap vir stap deur die verkoopproses. Ons het dit voorheen al in ons reekse gehanteer. Maar ja, soos hy bietjie van ons hier in die begin sê, trek hy koffie nader en dan help ons jou met die verkoopsproses 'n bietjie. Ons verduidelik dit weer van vooraf. Soos jy weet, is dit nie 'n vinnige sprint nie, maar dit hoef ook nie soos 'n marathon te voel nie. Ja, nee, dit is juist waar ons inkom om die hele proses meer hanteerbaar te maak, Pieter. En ja, baie welkom ook aan almal wat altyd gereelde kykers is. Ja, ons gereelde kykers. Ja, ons is TV. Ons is nou amper soos TV aanbieders. Ja, Ek het sukkel ek nou om die woord te kry. Maar een van die dae kan ek nuus lees ook, so that's alright. Ja, wel, as ons mooi aangaan, dan kan ons dit dalk doen, jy weet. Ja. Maar ja, wat ek sal voorstel om te begin. Kies vir jou 'n eiendomsagent. Dis die eerste groot besluit wat jy moet neem. Wie gaan my eiendom verkoop? Jou agent is letterlik jou gids vir hierdie hele reis. So besluit baie mooi wie jy gaan vat om jou as agent om jou huis te verkoop, of om te bemark, of die foto's te neem, want ek hoor ons neem ons net foto's. Ja, nee. Ja, dis amper soos om 'n reisgids vir 'n onbekende land te kies. Jy wil iemand hê wat kundig, betroubaar en heeltyd in jou hoek is en daarom ook die land ken. So jou agent moet jou mark ken en hy moet die area verstaan en hy moet die doelwitte respekteer. So as jy jou agent kies, gaan doen 'n bietjie navorsing oor die persoon wat jy wil kies ensovoorts. Kyk mooi na die portfolio's, kyk na die agentskap wat hy verteenwoordig. Ons wil nou nie ons eie agentskap hierso boost nie, maar gaan kyk maar na die agentskap wat jy verteenwoordig. En dan natuurlik tweedens die eiendomsassessering, jou huis se eerste inhoud. Wanneer jy jou agent gekies het, kom ons kyk na die eiendom self. Jou agent doen 'n gewoonlike deeglike assessering vanaf die toestand tot die unieke kenmerke. Ja, en hier word dit gewoonlik aanbeveel watter klein herstelwerk of aanpassing op die grootste impak gaan wees, wat dit ook gaan maak. Soos om 'n groot afspraak klaar te maak. So maak seker baie van jou goedes word in plek gesit met so iets. Ja, soos om al die make-up aan te sit. Die make-up aan te sit, ja. Die prys, die CCMA wys die pad. Die CCMA is vergelykende markwaarde. Dis nou 'n Engelse ding wat CMA is. Dit is die assessering van jou vraag, wat almal vra, hoe besluit ons op die prys? En jou agent gaan vir jou in elk geval sê, dit is vergelykende markwaarde aan analises, wat bekend is as die CMA. Ja, dis gewoonlik die areas rondom. Dis die area, ons kyk na die area, wat verkoop in die area, en dit het ons al baie ook al gesê op die vorige. Ons kyk wat verkoop in die area, en dan assesseer ons jou huis, en ons vergelyk hom met 'n ander huis. So, dit maak 'n verskil hoe jou plek lyk. Ja, dis soos jy sê, ons kyk na soortgelyke eiendomme wat onlangs verkoop het in die huidige markneigings rondom dit, in jou area en jou eiendomse toestand, en dit word dan gebalanseer met jou finansiële doelwit, en die regte prys van dag 1 af is natuurlik goud werd. Goud werd, dit is so. Ja, natuurlik nommer 4, teken dan die teken van die mandaat en die
wat sê ons in Afrikaans die luistensooreenkoms, dit is Ja. vir my so anglisisme, maar nou ja, wanneer jy gemaklik is met die prys en die plan, teken jy natuurlik die listing. Daar word deesdae gevra jy moet vir 'n oop mandaat en 'n sole mandate soos wat ons dit noem. Alleen mandaat moet jy 'n ooreenkoms teken. So hier word die duur van die mandaat natuurlik aangedui, soos die kommissie, jy weet hoe lank hy in die onder mandaat gaan wees en al daai tipe van goeders wat ingesluit is en wat uitgesluit is en al daai lekker dinge. So al daai goed word natuurlik op daai ding vasgelê. Ja, Pieter, die mense moet onthou, ons werk vir die PPR uit. Dit is 'n groot oorkoepelende kan ek sê wil nie sê 'n maatskappy nie, maar ons werk eintlik onder hulle. Hulle vertel ons wat om te doen en dit hierdie laat ons moet teken albei partye vir se mandaat of 'n oop mandaat kom maar neer op die wetgewing wat dit bepaal vir jou. En dan daar is ek is soos 'n bietjie van die pad af. Nou is ons amptelik aan die gang. Die oomblik van hier af is die wiele vinnig gaan hulle nou begin rol. En dan is die volgende stap natuurlik nommer 5, jou bemarkingsveld tog. Wys jou eiendom aan die wêreld. Sodra alles geteken is, begin ons met die bemarking. Dit is sommige nie net vinnige foto's of op die internet nie, dis 'n volledige strategie wat ons handhaaf en wat ons doen om soveel as moontlik blootstelling aan jou huis te gee. Ja, gewoonlik van die agente neem professionele foto's. Hulle kry ouens wat hulle uitkry om te kom foto's neem. Daar word virtuele toere gedoen. Webportale wat soos Property24 en daar's alweer 'n anglisisme daai webportale. Soos Property24 en Private Property en natuurlik ja, en daai plekke. En dan staan natuurlik die sosiale media advertensies, gereelde skouhuise of private besigtigings, jy weet, en al hoe meer blootstelling jy kry, hoe beter is die terugvoer op daai plek natuurlik. En dan nommer 6, aanbiedings, jou opsies kom natuurlik op die tafel, en wanneer jy die aanbiedinge begin inkom, jy weet, dan bespreek ons elkeen deeglik saam met jou. Ons gee nie net die papiere vir jou en sê, daar gaan jy nie. Ons moet vir jou sê, okay, dit is, die ene lyk beter as die ene, maar dit is op die ou einde van die dag, bly dit jou bewys. Jou besluit. Ons wys jou natuurlik net uit vir die voordele en die nadele, en help jou om te verstaan wat die beste pas by jou situasie. Ja, en ons sal jou ook help met die raad en insig finale besluit lê natuurlik soos wat jy gesê het, dit lê by die verkoper. Ons rol is maar net om seker te maak jy sien die volledige prentjie. Dit gebeur baie dat 'n ou 'n kontant aanbod maak en 'n ander ou sê maar hy wil 'n banklening aangaan of hy sê hy het reeds goedgekeur. En hoeveel keer het ek dit nie al gebeleef nie, dan sê hy is goedgekeur en dan sê by die bank kom en sê sorry, hy's vrot van die skuld. Dan sit jy met 'n ding wat in die plek sou gewees het waar jy 'n kontantkoper gehad het wat hom kon gevat het. Die kontantkoper kan miskien nie al die geld neersit nie, maar hy kan 'n goeie deposito neersit en die res op 'n lening gegaan het met voorwaardes. Daar is baie maniere en voorwaardes wat die ouens mee kan kom, maar dan is mense moet dan besluit wat een wil, en dit is waar ons nou inkom. Dit is waar ons nou vir jou sê, hoorie, hier's 'n ou met 'n 100% lening, blykbaar, maar hy kan nie vir my die dokument wys dat hy die lening het nie. En hier's 'n ou wat 'n kontant klomp geld neersit, hy moet miskien net 'n paar beeste verkoop en kan hy as hy by. So dit is waar die verskil inkom. En daarna volg die onderhandeling, dit is die verkoopprys, die aanvangsdatum, die aanvaardingsdatum en dan die voorwaardes gaan daarmee saam.
hierdie deel moet fyn gehanteer word. Jy moet baie mooi kyk daarna en baie mooi vir die mense ook. Ons baie mooi vir die mense sê, wat is die voorwaardes, wat gaan gebeur en. Ja, jy weet, want daai is gewoonlik die belangrike deel. Al daai voorwaardes, as ons nie heeltyd in kontak bly met jou nie, dan jy weet, kan ons nie saam besluit wat is die beste pad vorentoe vir jou nie. So die spanwerk tot op die einde. En natuurlik daarna, as die kontrak en die voorwaardes nou vir jou voorgelê is, dan word daar natuurlik inspeksies gedoen en waardasies en administratiele papierwerk word ingevul deur natuurlik die banke. Sodra daai antwoord, soos ek sê, aanvaar is, teken beide partye die koopvoorwaardes as hulle albei ooreenstem daarmee. En daarna kom die bank en dan doen hy sy inspeksies en al daai tipe van goeders. Die koper se finansiering word dan natuurlik ook vasgestel, as dit nie al reeds vooraf vasgestel is nie, deur 'n bond originator of deur die bank nie, en die voorwaardes daarvoor ook al reeds gestel is nie. Jy weet, dit is gewoonlik die vangplek en gewoonlik die plek waar die vinnig die ding deur die mat val. Ja, ek het 'n geval gehad, paar jare terug, 'n hoewe hier in die ooste van Bloemfontein, klare aanbod gehad, alles in plek, kom die waardeerder en hy gaan meet hom op en hy kyk die plek, so hy sê, sorry, hy gaan hom op sy boeke sit nie. Ja, dan sit jy met 'n probleem. Dan duik jy, en dan dink jy, ons is snaaks, maar die waardeerder, kyk, die waardeerder van die bank, hy besluit, gaan hy hom op hulle boeke sit, ja of nee. Daai plek was natuurlik so, hy het 'n bietjie 'n paar barste ingehad, en hulle het hom toe nou heeltemal afgegooi werd, so. Maar dit gebeur ook. Ja, nee, jy weet, dis, ja. Ja, soos ek nou sê, as daar enige iets rasioneel opduik, soos wat, so word daar dan, so onderhandel jy dan nou met jou koper en verkoper. Soms word daar gestel, maar dis nie altyd heeltemal normaal nie, maar in daai geval van my wat ek nou gehad het, hulle moet amper die plek afgebreek het om hom reg te kry. En ja, die bank het daai tyd gesê, sorry, hulle gaan nie daai geld betaal nie. Hulle het, ek dink was so iets soos 100.000 onder die prys wat hulle hom gewaardeer het. Ja. En dan kom ons by die oordrag natuurlik, as al daai partye nou klaar geteken het. Die prokureurs vat oor, en dan kry ons, elke week kry ons maar inligting van die prokureur af, hoe vorder hy, nou begin die regsdeel van daarvan. Die aanbod word vir die prokureurs gegee, en hulle kry nou al die dokumentasie tot finansiering, koördinering, alles van die bank af, wat hulle in plek het, die munisipaliteitse sertifikate, al daai goed. So dat is 'n redelike klompie werk vir hulle, maar dis waarvoor die koper betaal weer daarvoor. Kan ek sê, dis waarvoor hulle die big bucks kry. Ja, hulle kry die big bucks daarvoor. Ek en jy kry die klein geld. Ja, hulle werk saam met die verband en kansellasieprokureurs natuurlik, en verseker dat daar fondse beskikbaar is en dat dokumente geteken word en dat alles gereed is vir registrasie in die aktekantoor. En as ons nou daarby kom, die registrasie en die sleutels en die naverkope, weet, eendag kry ons daai oproep, die eiendom is geregistreer en die sleutels kan natuurlik oorhandig word. Dis natuurlik die beste dag waarvoor almal wag, en dis natuurlik die dag wat jy nou eintlik 'n seil het. Soos ek altyd sê, jy het nie 'n seilstransaksie of 'n verkoopstransaksie voordat die bedrag nie in jou rekening is nie. Jy weet, dan word die fondse uitbetaal. Ja, die naamverkope los jou nie daar nie. Ons help met die nutsdienste, oorskakeling van die laaste administrasie. Soos ons altyd sê, ons stap saam met jou tot op die laaste koppie koffie. En hier vat ek my koffie nou. Ja, nee, dis hy. Dis die volledige verkoopsproses, en van die begin tot einde nie. So, dis nie so erg as wat mens
hom mooi uitpak nie. Dit is, jy moet hom net stap vir stap vat en moenie mal in 'n ding in hardloop nie. So vat hom stap vir stap en help die koper met sy gedeelte en ook die verkoper. Hy het ook maar stres, want hy moet ook nou maar weer 'n voertuig kry of 'n lorry kry of 'n trek, maatskappy kry om so goed te trek. So help daarmee. Ons het baie kontakte. Ons kan baie vir hulle sê, hoor die man gebruik hierdie ou, hy is goedkoop, jy weet, sonder dat hy nou nog moet rondsukkel met 'n vervoerwa. En ons is nogal gelukkig om partykeer sulke kontakte hê. Ja. Nou dis goed wat mense opbou so met die tyd. Ja, en natuurlik in die komende seisoene Skalk gaan ons of komende episodes gaan ons natuurlik elke stap apart bespreek sodat ons dieper kan insig kry in elke fase. Jy weet, soos wat ons hulle nou uiteengesit het, gaan ons 'n episodetjie maak vir elke stap. Ons het dit al voorheen gedoen, maar dit was net voice-overs gewees, en ons het gedink is goed genoeg om dit dalk net weer te herhaal en dit weer uit te sit daarso. So sien julle dan nou in die toekoms met die volgende stappe en natuurlik hier van ons van by Koffie en Kontrakte. Lekker dag, en geniet die koffie en vat 'n sterk koffietjie. Ja nee, totsiens. Totsiens. Koffie en die koppie, kontrakte op die tafel. Hier word eiendom eenvoudig gesels. Koffie en kontrakte met Pieter en Skalk. Kom sit bietjie en trek daai koffie nader. Koffie en kontrakte.